stel jou voor, 'n infeksie diep binne in jou been. So hardnekkig, dit weier net eenvoudig om pad te gee. Dis 'n vyand wat homself verskans het waar bitter min medisyne kan bykom. Vandag gaan ons kyk na presies hierdie mediese probleem en 'n onverwagse bondgenoot in die geveg, doodgewone suurstof. En kyk, hierdie is nie net 'n hipotetiese vraag nie. Dis die harde realiteit vir pasiënte wat veg teen een van die mees uitdagende infeksies wat ons in die mediese wêreld ken. So wat gebeur as ons beste wapens net nie werk nie? Reg, kom ons duik in. Kom ons begin deur 'n naam te gee aan die linare toestand. 'n Mediese term wat net so ernstig klink soos wat die infeksie self is. Die toestand se naam is osteomyelitis. En hierdie diagram, die Seernie-Mader klassifikasie, wys vir ons presies hoe dit 'n been kan aanval. Gewoonlik in 4 stadiums. Kyk gou hier. By stadium 1 begin die infeksie diep binne in die murg. Van daar af kan dit begin versprei na die oppervlak. Teen die tyd wat dit stadium 4 bereik, dan het die infeksie die hele been oorgeneem en sy struktuur vernietig. Dis 'n progressiewe en nogal verwoestende inval. En hier lê die kern van die probleem. Die infeksie is amper soos 'n rebelleleer wat 'n stad oorneem. En soos hy dit doen, vernietig hy die paaie en die brûe, die bloedvate wat normaalweg voorrade sou inbring. Die gevolg, 'n lae suurstofsone, 'n hipoksiese omgewing waar die liggaam se eie immuunselle sukkel om te oorleef en antibiotika net nie effektief kan werk nie. Die vesting verdedig homself. So, die logiese volgende stap is om die kavalerie in te stuur, chirurgie en antibiotika. Maar in hierdie geval is dit dikwels net nie genoeg nie. Dis wanneer ons begin praat van weerstandige osteomyelitis. Dit beteken ons het hier te doen met 'n infeksie wat reeds ons beste konvensionele behandelings weerstaan het. Dis 'n geveg wat ons op daardie stadium besig is om te verloor. En hierdie verduidelik presies hoekom daai geveg so moeilik is. Aan die linkerkant sien jy ons aanval, chirurgie om die besmette been weg te sny en dan 'n klomp kragtige antibiotika. Maar regs sien ons die infeksie se ongelooflike slinkse verdediging. Dit skep daai lae suurstofomgewing wat ons eie immuunselle verswak en letterlik die pad vir die antibiotika blokkeer. Ons wapens, hulle bereik eenvoudig nie die teiken nie. So, as jy nie deur die vesting se mure kan breek nie, wat dan? Wel, dalk moet jy die einste lug wat die vyand inasem probeer verander. En hier is die oplossing: hiperbariese suurstofterapie. Die konsep is eintlik eenvoudig, maar briljant. Die pasiënt gaan in 'n spesiale kamer in waar die lugdruk verhoog word en dan asem hulle suiwer 100% suurstof in. Hierdie kombinasie laat die longe toe om baie meer suurstof op te neem as wat onder normale omstandighede moontlik is. Daai ekstra suurstof word dan in die bloed opgelos en na elke uithoek van die liggaam vervoer, ja, selfs tot binne in daardie beleerde, suurstofarm been. Nou dis baie belangrik om te verstaan, soos die aanhaling sê, dat hierdie nie 'n towerstaffie is nie. Dit vervang nie chirurgie of antibiotika nie. Nee, dit versterk hulle. Dit maak ons standaardbehandelings net soveel meer effektief. Dis 'n kragtige bondgenoot. Goed, so hoe presies verander 'n oorvloed van suurstof die spel? Die wetenskap hier agter is eintlik fascinerend. Kom ons breek dit gou af. Eerstens, dit keer daai hipoksie heeltemal om. Die bakterieë wat juis floreer in lae suurstofomgewings, haat dit skielik. Tweedens, dit herlaai ons immuunselle. Ons liggaam se soldate, die leukosiete, het suurstof nodig om te veg, so dis soos om vir hulle nuwe ammunisie te gee. Derdens, dit werk soos 'n begeleier vir die antibiotika en help hulle om deur die bakterie se verdediging te breek. En laastens, dit stimuleer die hele herstelproses en moedig die liggaam aan om nuwe bloedvate en nuwe gesonde been te bou. En dit alles bring ons by die moderne benadering tot hierdie geveg, 'n benadering waar samewerking die absolute sleutel tot sukses is. Hierdie vloeidiagram wys vir ons presies hoe dokters hieroor dink. Alles begin met een vraag. Na so 4 tot 6 weke werk die standaardbehandeling. Indien nie, dan volg hulle hierdie pad. Hulle oorweeg dalk verdere chirurgie, hulle pas die antibiotika aan en dan, by hierdie kritiese punt vra hulle die vraag, moet ons HPO2 byvoeg? Dit is 'n baie logiese stapsgewyse proses. En dit lei ons na hierdie ongelooflike kragtige idee, die drietal. Dis nie meer net chirurgie en pille nie, nee. Dis chirurgie om die dooie weefsel te verwyder, dis presies die regte antibiotika om die spesifieke bakterieë te target, en dis hiperbariese suurstofterapie om die liggaam se eie vermoë om te veg en te genees te maksimeer. Al drie, saam. En die resultate? Wel, hulle spreek van self.
Wanneer hierdie drietal benadering gebruik word vir hierdie ongelooflik moeilike, weerstandige infeksies, sien ons genesingskoerse van tussen 80 en 90%. Dis 'n merkwaardige omswaai vir 'n toestand wat voorheen 'n baie somber prognose gehad het. So, terwyl ons nou die einde van hierdie ontleding nader, is dit regtig belangrik om die rol van hierdie terapie in die regte perspektief te hou. Hierdie aanhaling uit die bronmateriaal se gevolgtrekking som dit eintlik perfek op. Veilig en effektief, maar die sleutelwoord hier is aanvulling. Dis deel van 'n span, 'n strategie, een wat die kans op sukses dramaties verhoog. So, wat's die groter prentjie hier? Dit gaan oor meer as net beeninfeksies. Dit is 'n verhaal van hoop vir pasiënte wat soms baie min opsies oor het. Dis ook 'n bewys dat die mees kragtige oplossings soms kom deur op 'n nuwe manier te kyk na die mees basiese elemente rondom ons, soos suurstof. En bovenal beklemtoon dit dat die toekoms van medisyne dikwels lê in die slim kombinasie van behandelings eerder as om te soek na een enkele magiese kuur. En dit los ons met 'n laaste gedagte. As ons die krag van suurstof op hierdie manier kan inspann, watter ander geheime hou die natuurlike wêreld in wat wag om ontsluit te word vir die volgende generasie se mediese vooruitgang?